25 Julie. Ons moet die moed van ons oortuigings hê, om ondanks weerstand vir beginsel te staan. Toe stuur ek boodskappers na hulle om te sê, ek doen nou groot werk, sodat ek nie kan afkom nie. Waarom moet die werk ophou, sodat ek dit verlaat om na julle af te kom? Nehemia 6 vers 3. God het ander manne, wat gereed is om in te tree, sodat sy werk teen alle besoedelende invloede gevrywaard kan word. God sal vereer en verheerlik word. As die Heilige Gees die gees aanroer van die man wat God geskik ag vir die werk, antwoord hy, hier is ek, stuur my. Nehemia het bewys dat hy 'n man was wat God kon gebruik om valse beginsels te onderdruk en om hemelse beginsels te herstel. En God het hom vereer. Die Here sal in sy werk manne gebruik wat so beginselvas is soos stal, wat nie deur drog redenasies van diegene verlei sal word wat hulle geestelike insig verloor het nie. God het Nehemia gekies, omdat hy gewillig was om saam met die Here as hersteller te werk. Daar is geprobeer om hom met bedrog en knoeiery om te koop, maar hy het geweier. Hy het geweier om hom te laat verlei deur die planne van beginsellose manne wat gehuur is om 'n bose werk te doen. Intimidasie kon nie van hom 'n lafaard maak nie. Toe hy sien dat verkeerde beginsels gevolg word, het hy nie net gestaan en kyk en dit met sy stil wyse goedgekeur nie. Hy het die volk nie laat dink dat hy aan die verkeerde kant staan nie. Hy het onbuigbaar vas vir die reg gestaan. Hy sou nie een jota se invloed verleen aan die verdraaiing van die beginsels wat God neergelê het nie. Net soos die bouers van die muur van Jerusalem, sal ons allerhande teestand ondervind. Maar as ons waak en bid en werk soos hulle gewerk het, sal God vir ons stry en hy sal kosbare oorwinnings aan ons gee. Ons moet met onwankelbare vertroue voorwaarts beweeg en terselfdertyd glo dat God aan sy waarheid groot en kosbare oorwinnings sal gee. Terwyl ons op Jesus vertrou, sal ons 'n oortuigende krag met ons saamdra dat ons die waarheid het.